So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade en vrede word vir julle vermeerder deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, die Here spreek dan vandag met ons uit Deuteronomium 5, vers 1 tot 22, en Deuteronomium 26, vers 16 tot 19. Deuteronomium 5, verse 1 tot 22. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Dan blaai ons na Deuteronomium 26, en ons lees daar vanaf vers 16. Vandag beveel die Here jou God jou om hierdie insettinge en verordeninge na te kom. Onderhou dan en doen dit met jou hele hart en met jou hele siel. Vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou 'n God sal wees, en dat jy in sy weë moet wandel en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou, en na sy stem moet luister. En die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou. En dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy beloof het.
Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en glo wat daarin geskrywe staan. Kom, laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, Here, U wat in wolke donkerheid aan U volk verskyn het, en in heerlikheid en majesteit met hulle gespreek het, met U volk 'n verbond gesluit het wat tot in ewigheid duur. Ons kom aanbid U, omdat U Uself aan ons bekend gemaak het. Omdat ons kan weet wie die ware en enige God is. En ons die voorreg het om U te mag ken, te mag dien en mag eer. Here God, wanneer ons vandag voor U troon kom buig, is dit uit 'n diepe nederigheid, 'n ootmoed, waarin ons voor U kom stel. Ja, U volk wat U bymekaar geroep het, om te kom hoor wat U deur die Gees aan die gemeente wil sê. U wat met ons gespreek het uit U woord, U wet weer vir ons bekend gemaak het vandag, en ons kom leer het dat U ons God is, en ons U volk. Ons wil U loof en prys, en ons wil vra, Here, dat U deur die woordverkondiging en die teken van die verbond, wat vandag bedien word, ook ons verstaan van U woord, so sal maak dat dit U sal eer. Dat U met ons sal spreek deur die verklaring van U woord ook, sodat ons beter kan verstaan, meer in die dieptes van U genade kan insien, U majesteit en die heerlikheid kan begryp en in diepe dankbaarheid voor U kan buig. Ons dank U, Here, dat U ook in Jesus Christus vir ons die teken kom gee dat ons sondes afgewas is en dat ons ingesluit word in U volk deur U genade en U liefde. Ons bid, Here, dat U daarom ook so met hierdie kindjie sal wees wat ten doop gebring word, sodat sy ook U majesteit en die heerlikheid sal leer ken. Dat U haar ouers die ywer en die liefde sal gee vir U, om haar en haar boetie te leer wie U is, sodat hulle met blymoedigheid ook kan deel vorm van U verbondsvolk, U eiendomsvolk, en in hoop kan lewe. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, ons fokusteks uit Deuteronomium 5 vers 10. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En dan vers 17 tot 19 van Deuteronomium 26. Vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou 'n God sal wees en dat jy in sy weë moet wandel en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou en na sy stem moet luister. En die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou. En dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy jou beloof het. Geliefde broers en susters, wanneer ons vanoggend hierdie kindjie ten doop bring, is dit om aan haar en haar ouers en aan elkeen in die kerk te teken en die waarborg te skenk dat sy deel vorm van God se eiendomsvolk. Sy behoort aan die Here. So behoort elkeen van ons kinders wat gedoop is aan die Here. So behoort elkeen van ons wat dit aanvaar het, dat hy met ons 'n verbond gesluit het. Dat hy vir ons God wil wees.
en ons sy volk, wanneer ons geloof kom bely in hom, dat ons sy volk is, en dat hy ons God is. Hoewel daardie kindjie dit nie kan verstaan nie, en nie kan die diepte daarvan nou al weet nie, kan ons soos die psalmdigter kom sê, van my moederskoot af was u my God. Want God is die een wat hierdie verhouding begin. Hierdie verbondsverhouding tussen God en die wat hom liefhet, strek van geslag tot geslag, soos ons ook sien in hierdie boek wat ons nou lees hier in Deuteronomium. Die volk Israel staan voor Moses oor kan die Jordaanrivier, voordat hulle die land Kanaan moet intrek. Dis sy laaste rede aan die volk. Kort daarna sterf hy. En Josua moet die volk inlei in hierdie land, en daarom kom Moses, en hy kom herhaal weer vir hulle die wonder van God se genade en sy verbond met hulle. 'n Geslag wat 40 jaar gelede met God in die verbond ingesluit is. Hulle ouers was die volwassenes wat met God hierdie verbond gesluit het. Hulle was daar by die berg, toe die wolk oor die berg gekom het, en die vuur in die berg was, en die treuning van die Here se stem vir hulle hierdie 10 woorde gegee het. Maar daardie hele geslag, behalwe Josua en Caleb, is oorlede in die woestyn. Groot dele van dit, omdat hulle hierdie verbond nie wou nakom nie. Omdat hulle hierdie God, wat met hulle hierdie wonderlike verbond kom sluit het, nie vertrou het nie. En daarom telkens teen God en Moses gerebelleer het. Tog spreek die Here nou met hierdie mense, wat party van babiekies was, kinders was, party nog nie eers gebore was nie. Wanneer hy hier in Deuteronomium 5 vir hulle kom sê, ek het met julle hierdie verbond gesluit. Nie net met julle ouers nie. Ek het dit met julle gesluit. En dit, broers en susters, is iets wat ons moet klein kry. God se verbond is in die ewigheid met elkeen van sy verbondsvolk gesluit. Hy gee vir hulle die teken van die verbond by die besnydenis. Hy kom bevestig hierdie verbond by Horeb. Hier by die Jordaanrivier kom bevestig hy weer hierdie verbond. En so kom teken hy vandag vir daardie dogtertjie hierdie verbond. En hy kom bevestig dit vir elkeen van ons, dat hy vandag weer hierdie verbond met ons kom bevestig. Soos wat hy hier sê, vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou God sal wees, en dat jy in sy weë moet wandel, en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou. God kom verklaar vandag hier, dat hy ons God is. Daardie dogtertjie se God is. Dis wat die doop vir ons kom teken. Here, ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, bedoelende nie alleen met hulle nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is, sê Moses. Elkeen wat daar staan word ingesluit. Deuteronomium is die boek wat hierdie geslag en hulle wat in die verbond tydens die 40 jaar in die woestyn gebore is, bring by die poort van die beloofde land, waar hulle in hierdie verbond met God moet gaan lewe. Daar is daarom ook deel van die verbondsboek van God, wat aan sy volk deur die eeue gegee is, om hierdie verbondsverhouding tussen God en sy volk te reël. Hulle te rig in hierdie verhouding, hulle daarop te wys, dat ons nie in die verbond kan leef sonder God se genade nie. Al hierdie wette wat hierop volg, hierdie hele verbondsboek, al die offers,
wys daarna dat ons God se genade nodig het. As ons die vorige gedeelte gelees het, gaan dit juis oor die laaste deel van die offers wat hy beskryf. Hoe moet ons dankoffers lyk? En selfs dit moet ons herinner aan dit wat ek het, is nie uit myself uit nie. Selfs dit is 'n gawe van God, wat hy vir my gegee het. Soos wat hulle in die woestyn die manna kon optel elke dag. En hy het nou inlei in hierdie nuwe land in. Vir hulle sê, julle toekoms lê oop voor julle. Julle kry 'n land waar daar reënbakke is wat julle nie uitgekap het nie, en parskype wat julle nie gebou het nie. Wingerde wat julle nie geplant het nie, en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Julle moet my dankbaar gaan dien in hierdie land. Julle moet vir my 'n volk wees wat, soos in die laaste vers sê, tot lof en tot roem en tot sieraad sal wees. Maar ek sal julle God wees, ek sal met julle wees. Hy herbevestig met ander woorde hierdie verbond wat hy daarin net na die uittog uit Egipte uit met hulle gesluit het, en wat ons se waarde kan sien in die 40 jaar wat hy in die woestyn met hulle is. En hy herinner hierdie klein groepie mense, so 1 miljoen omtrent. Hy herinner hulle daaraan. Ek het julle hierdie miljoen mense deur die woestyn gevat. Ek sal met julle wees in hierdie nuwe land. Ek is die koning wat julle kom beskerm. Ons praat hier van 'n koninklike verbond. Die koning wat die mag het om hulle uit Egipte uit te bevry. Hy kom en hy sê vir hulle, ek sal julle onder my beskerming neem. Ek sal julle na Kanaan toe lei. En daar sal ek altyd by julle wees. Maar my koninkryk het reëls. Solank as wat julle binne in hierdie koninkryk hierdie reëls nakom, sal julle veilig wees. Ek sal julle beskerm. As julle hierdie reëls begin breek en ander afgode begin aanbid, dan gaan ek terugstaan en toelaat dat die vyand julle vernietig. As julle mekaar vernietig en mekaar onderdruk, gaan ek julle onderdruk. Dis die waarskuwings wat hy hulle gee. Hy's 'n regverdige koning wat moet reg laat geskied in sy land. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En hy gee vir hulle sy 10 gebooie. Deuteronomium 26 vers 17 tot 19 druk hy hierdie verbondsverhouding vir ons baie mooi uit. Vers 16 sê hy, vandag beveel die Here jou God jou om hierdie insettinge en verordeninge na te kom. Onderhou dan en doen dit met jou hele hart en met jou hele siel. Dis die inleiding. Hy sê, ek het vir julle nou hierdie verbondswette weer 'n keer gegee. Nou beveel ek julle, gaan doen dit. Gaan leef soos wat ek vir julle sê om te leef. En daarom, broers en susters, wat ons hier by die punt moet kom om te kom sê, wie bepaal hoe ek leef? Wie besluit wat is reg en verkeerd in my lewe? Die Here kom en hy sê, ek het jou gered. En daarom staan jy onder my beskerming. En solank as wat jy onder my beskerming is, weet ek die beste. Ek weet wat is vir jou goed. Gaan doen dit wat ek sê en dit sal met jou goed gaan. Jy kan maar gaan lees in Deuteronomium, my herhaal hierdie woorde keer op keer op keer, sodat dit met julle kan goed gaan in die land wat die Here julle God aan julle sal gee. Sodat julle lewens verleng kan word in die land wat die Here julle God aan julle gee. Dis hoekom jy jou ouers moet eer. Dis een van die voorbeelde daarvan. Maar die Here kom in vers 17 en hy kom sê, hoekom? Hy sê, want vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou 'n God sal wees. Julle het almal kom hoor vandag. En God kom praat met julle en hy sê vir julle, ek sal vir julle God wees. En dat jy in sy weë moet wandel, in sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou en na sy stem moet luister. Hoor jy hierdie twee kante van die verbond?
Ek is die koning wat jou gered het. Gaan, dis hoe jy binne in my koninkryk gaan lewe. Broers en susters, die dag toe ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het hy die mag ontvang oor God se hele koninkryk. Oor God se hele skepping. Matteus 28 vers 18 sê hy, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Ek is die groot koning. Ek het jou kom bevry deur jou sonde op my te neem, deur vir jou te sterf, want ek het die mag gehad om die dood te oorwin wat jy nie kan oorwin nie. En omdat ek jou kom red het my Vader al die mag in hemel en op aarde aan my as mens gegee. Jesus Christus sit vandag op sy troon. Nie net as die verteenwoordiger van die mensdom by God nie, maar as die koning van die konings, waarvan Psalm 2 onder andere praat, wat met 'n ysterscepter sal regeer, wat die konings van die aarde soos erdepotte sal stikkend slaan. Hy regeer, hy is in beheer. En die dag, toe jy gesê het, ek glo in Jesus Christus as my enigste saligmaker en verlosser, daardie dag het jy gesê, vandag het ek die Here laat verklaar dat hy vir my God sal wees. Die dag toe jy gedoop is, het jou ouers dit laat verklaar dat Jesus Christus hierdie kindjie se enigste hoop in lewe en in dood is. En dis wat vandag weer gebeur. Ons kom hier staan en ons kom sê, Here, ons weet, daar is geen ander hoop as die afwassing deur die bloed van ons Here Jesus Christus nie. En daarom die simbool van die water wat die afwassing van die bloed simboliseer. Want alleen wanneer ons sondes afgewas is, kan ons in hierdie koning se heilige koninkryk lewe. Alleen wanneer ons verhouding met hom herstel word, kan ons dit waag om in sy koninkryk voor hom te kom staan. Andersins sal hy as die regter van hierdie koninkryk die wat teen hom in opstand gekom het, vernietig. In Petrus 1 vers 17 tot 21 sê hy, as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle eie lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Hierdie verbond wat ons verhouding met God kom reguleer. Israel is die begenadigde volk van hierdie groot koning wat hulle bekom bevry het. Deuteronomium 26, die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees soos hy jou beloof het. En dat jy al sy gebooie sal onderhou. Ons het gelees in 1 Petrus 1 waar hy sê, in Jesus Christus het hy julle met sy bloed vir homself as eiendomsvolk gekoop. Met ander woorde, ons staan op dieselfde voetspoor as wat Israel gestaan het in Deuteronomium 26.
God kom na ons toe en hy sluit met ons 'n verbond. En hy sê vir ons, julle sal my volk wees. Elkeen wat in hom glo, sê Paulus in Galasiërs, sal 'n kind van Abraham genoem word. Dis die ware Israel, die wat in hom glo. In Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoor u broers en susters, hoe die Nuwe Testament dieselfde sê as Deuteronomium. Julle sal vir my 'n volk wees, julle sal anders wees as die wêreld. Julle sal my getuies wees. Ek sal julle beskerm. Ek sal met julle wees. Israel se hele lewe is aan God se heerskappy onderworpe. En daarom gee hy hulle sy wet. En die inhoud van hierdie wet word vir ons toegepas. Dit wat in Deuteronomium 5 gesê word, van Deuteronomium 6 af. Jy moet hierdie goed jou kinders inskerp. En jy moet met hulle praat daaroor as jy opstaan, as jy gaan lê en as jy op die pad is. En dit moet as 'n voorhoofsband op jou kop wees, en dit moet as 'n band op jou hand wees, en dit moet op jou deurposte geskryf word, en dit moet op jou stadspoorte geskryf word. Hoor Israel, die Here jou God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En ek sal vir jou God wees. Ek sal met jou wees. Daarom, van hoofstuk 12 tot 26 veral, kom pas hy dit toe in die alledaagse lewe. En hy sê vir hulle, hoe moet hulle teenoor mekaar optree binne hierdie koninkryk? Hoe moet hulle teenoor God optree? Hoe moet hy aanbid word? En net so kry ons in die Nuwe Testament hierdie wet wat die volk gegee word, kan ons die koninklike wet noem, waardeur hy ons beskerm teen bose magte. Magte wat sy koninkryk wil omverwerp en sy verbondsvolk wil vernietig. Daardeur stel hy ons ook as sy volk onder sy beskerming, deur hulle te leer hoe om hom en hulle naaste lief te hê. In die Nuwe Testament kan ons gaan lees in Efesiërs 4 vers 17 en verder, hoe hy hierdie wet kom herhaal en kom toepas in die omstandighede in Efese. Kolossense 3 en verder, hoe dit in Efese kom toepas, in Kolossense kom toepas. Romeine 12 en verder, hoe dit in Rome kom toepas. Telkens gaan hy terug na sy verbondswet toe, en hy sê, as jy vrede wil hê, gaan leef so. En dan sê hy, dan sal ek jou herstel, dan sal ek jou heilig. Ons kan sê dat hy ons dan terugvat na ons skepingsdoel toe, dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy beloof het. Deurdat hy ons sy volk maak en ons in Jesus Christus die verlossing uit sy slawerny het, gee hy ons ook 'n wet waarvolgens in hierdie koninkryk kan leef. Hy herskep ons. En hy maak ons deur sy gees ook nuut en hy lei ons deur sy woord om as geredde mense ons skepingsopdrag elke dag nog 'n bietjie beter te kan doen. Hy herhaal dit in vers 19, hy sê dat hy jou dan die hoogste sal stel oor die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy jou beloof het. Dit was ons skepingsdoel. Dat ons God se skepping so moes regeer, dat dit vir hom tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad kon wees. Deur die sondeval het dit verlore gegaan. Nou kom sê hy, ek kies hierdie volk uit om my naam groot te maak op aarde. Om vir my tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad te wees.
en hy gee vir hulle daarvoor lewe in oorvloed. Ek sal julle die hoogste stel bo die nasies wat ek gemaak het. Matteus 6 vers 33 en Efesiërs 1 vers 22, hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en asof hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Hy gee om vir sy kerk. Hy versorg sy kerk. En die kerk word vir die wêreld 'n vertoonvenster van God se genade en sy liefde. Die kerk het oor die afgelope 2000 jaar hand oor hand toegeneem. En daar waar die kerk getrou is aan die Here, daar kom die lof en die roem en die sieraad van die Here na vore. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, elkeen wat dit glo, is deel van hierdie volk. Daardie kindjie kry vandag die teken dat sy deel word van hierdie volk. En ons bid dat die Here haar sal lei om ook haar dag te kry waarop sy kan sê, vandag het die Here verklaar dat hy vir my God sal wees. En ek in sy weë moet wandel, en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou, en na sy stem moet luister. Mag die Here met u as ouers wees, mag hy met u as familie wees, om in hierdie verbond saam te werk, om ons kinders in sy genade te laat groei, sodat hulle kan sê, ja Here, ek glo, U is my God. Amen. Ons almagtige en ewige barmhartige en troue verbonds God, ons bid dat U hierdie kindjie wat in doop gebring word in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus U seun van al ons sondes reinig. Gee genadiglik dat sy wat vandag deur die doop as lidmaat van die gemeente ingelei word, sal antwoord op die roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat sy daagliks sal volg met 'n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde en die voortdurendheid dankbaarheid en met vreugde sal doen, sodat sy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genade en krag sal gee om hierdie verbondskind op te voed in die vrese van die Here en 'n voorbeeld vir haar te wees. Vader, Seun en Heilige Gees, aan die enige en waaragtige God wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in ewigheid aan U toe bring. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met almal wat die Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen.